vanoggend hier. En jy het kerk toe gekom en jy het gesê, Here, ek wil graag u woord hoor, ek wil u inspraak in my lewe hê. Maar ek wil net gou vanoggend vir jou eers wys, voordat ons praat oor ons verlede en die effek wat die verlede baie keer op ons hede en op ons toekoms kan hê en wat dit nie veronderstel is om te hê nie. Wil ek eers gou vir jou wys, sodat net elkeen van ons net ons perspektief reg kry op wie God is. En Psalm 103 kom skets dit vir my en jou so mooi, waar ons hier in die kerkgebou bymekaar is, waar ons in sy teenwoordigheid is, waar ons vanoggend vir hom vra, Here, dat u vanoggend die een sal wees wat kom genees, dat u die een is wat kom herstel, sodat ek vry kan kom van dit wat my kan vasbind, want dit is die taak en die werking van die Here. Dis hoekom hy daar is. En hoor wat sê Psalm 103, 'n Psalm van Dawid, wanneer hy net sê, met die agtergrond van wie die Here is, ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie, sy guns wat hy bring. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, en my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Sien jy hier hoe sê Dawid, maar God, onthou nou vanoggend, God is die bron van alles, en vanuit hom skenk hy, gee hy, help hy ons. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Dan vers 8, barmhartig, en dis hier waar die kwaliteit van die Here na vore kom, wanneer hy sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. En dis die God waarmee ons werk. Dis die God wat jou verlede wil hanteer. Dis nie sommer net enige God nie. Hy sal ons sondes nie bly toereken en vir ewig toornig bly nie, jou verlede. Hy sê eintlik hier, hy gaan nie soos wat ander mense maak om jou verlede teen jou te hou nie. Hy sê, ek sal dit nie doen nie, ek gaan nie jou verlede teen jou hou nie. Hy handel nie met ons volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af, dit wat ons verkeerd gedoen het, dit waarin ons baie keer herinner word deur die duiwel of deur ander mense. Hy sê, ek het dit verwyder, my kind. Dis die tipe God wat hy is. En dan, net vir my altyd 'n baie mooi vers 14, vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons stof is. So hoor dit vanoggend. Die Here sê, ek gaan my vanoggend ook ontferm oor jou. En as ek my ontferm oor jou, is dit soos 'n ouer wat sy kind wil help. Ek gaan my ontferm oor jou, want ek wil jou help. Ek wil nie meer hê die verlede moet 'n invloed in jou hede hê nie. En ek weet dat jy stof is. Ek weet dat jy foute maak. Maar onthou, die ene wat jou vanoggend gaan help, is 'n barmhartige en 'n genadige God, lankmoedig en vol liefde. En vanuit dit uit gaan hy met ons werk vanoggend. En daarom wil ek jou vanoggend groet in die naam van die Here wat barmhartig en genadig is, wat lankmoedig is en vol liefde. En mag jy vanoggend sy guns ervaar. Mag jy sy seëninge op jou lewe ervaar. Mag jy sy vryspraak in jou lewe vanoggend ook ervaar. Kom ons staan en kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Vader, ons is u gemeente hier by mekaar. Ons is vrygekooptes wat u naam geprys het, wat leef in afhanklikheid van u.
Tog steeds is ons mens en leef ons in 'n stikkende wêreld waar alles nie perfek is nie. Maar ons sien daarna uit na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar alles anders gaan wees, waar alles perfek gaan wees, soos wat U aanvanklik bedoel het. Maar tot en met ons daar kom en dit gebeur, bid ons dat U ons sal help en ondersteun en dat U ons sal vrymaak van goed wat ons vasbind, wat ons weerhou daarvan om voluit te leef, om vanuit oorwinning te leef ook. Kom praat vandag met ons Heilige Gees, want ons is U tempel. U woon in ons. En ons wil graag die beste wees. Ons wil graag wees wat U in gedagte het vir ons. En kom help ons vandag om 'n tree nader daaraan te wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, ek dink, as ek so kyk, lyk vir my, die meeste van ons wat hier is, kan bestuur, né? En as jy bestuur, hier's 'n paar jonges wat graag wil bestuur, nou maar, die meeste wat bestuur, sal weet, sekerlik die belangrikste is, as jy, ek onthou, dis in die kinders se tyd, dit was nie in ons tyd so nie, maar later dan het daai K53 toets gekom. Nou as jy daai K53 toets, dan lyk dit vir my, dan sê hulle vir jou, jy moet meer in jou speeltjies kyk, as wat jy omtrent op die pad kyk. Nou, ek raak verboureerd as die kinders so bestuur het, van heeltyd so in die speeltjies kyk. Maar jy sal weet, ek weet nie of jy al in 'n motor gery het, wat daar nie 'n treespeeltjie is nie. Dis nogal, hoe sê hulle, daunting, om te ry as daar nie 'n treespeeltjie is nie, want dit is ook nodig, want die treespeeltjie, jy moet net so af en toe, moet jy net jou oog daarop gooi, om te kyk wat gebeur hier agter jou. Maar die belangrikste seker van wanneer jy bestuur, is daar die vooruit, né? Want jy moet deur hom kyk en hy moet mooi skoon wees, jy moet deur hom kyk sodat jy vorentoe kan beweeg. Maar nou kry ons baie mense wat eintlik hulle leef soos iemand wat heeltyd net in die treespeeltjie kyk en probeer vorentoe ry. Dis 'n resep vir 'n groot ongeluk om te gebeur, as ek net heeltyd in hierdie treespeeltjie kyk. Nou ja, ons weet, as 'n mens moet terugkyk, as jy moet terugkyk oor jou verlede, dan is daar tog sekerlik 'n klomp mooi goed in jou verlede, mooi herinneringe wat 'n mens het, want dis baie keer omtrent al wat jy oor het na ruk, is al daardie mooi herinneringe. Dis hoekom 'n mens voluit moet leef. Mens het mooi herinneringe, mens het God se inspraak in jou lewe, mens dink terug daaraan hoe jy in moeilike omstandighede, hoe God jou gehelp het. So, ons het almal 'n verlede, ons leef in die hede, en ons het 'n hoop vir 'n beter toekoms. Maar, as jy ook na jou verlede kyk, dan is daar 'n paar dinge, nou daai wat hulle sê van vergewe en vergeet. Ons kan nie ons verlede vergeet nie, want ons breine is van so 'n aard dat ons tog kan terugdink aan die pad. Sekere goed word nou dieper geliaseer in die onderbewussyn ensovoorts, maar jy kan onthou van foute wat jy gemaak het. Wat goed wat mense dalk aan jou gedoen het, of wat ook al, daai goed kan ons onthou. So, my en jou lewe is nie net perfek nie. En elkeen van ons wat hier sit, het foute gemaak, het foute veroorsaak, is te nagekom al in die lewe, het baie seer kry dalk al ervaar, baie verwerping ervaar, teleurstellings, verkeerde goed gedoen, was 'n verkeerde pad gewees. Dis ook deel van ons verlede. Maar die probleem is, dit maak nie saak dat jy so verlede het nie. Dit gaan oor wat vorentoe gebeur en hoe ek en jy vorentoe moet leef. Dit is wat belangrik is. Nou baie mense sal leef en dalk sit jy vanoggend hier en jy het dalk gehoor wat ander mense gesê het, jy sal net nooit goed genoeg wees nie. Jy's 'n klein niks werd. Jy's 'n mislukking.
Jy moes nooit gebore gewees het nie. Jy soos jou pa of soos jou ma, of iemand het dalk vir jou gesê, jy is dom. En weet jy wat doen hierdie woorde aan 'n mens? Somtyds begin sommige mense daardie woorde glo. En dit word die teelaarde van hulle identiteit. So mense sê mos, ek is 'n niks werd. En dan het jy dalk een of ander mislukking in jou lewe, dan sal jy terugdink aan dit wat die persoon vir jou gesê het. Dan sal jy vir jouself sê, maar ek is in elk geval eintlik 'n niks werd. Of ek is dom, of wat ook al. Ek is nie goed genoeg vir niks nie. En dan word dit 'n teelaarde en dit word 'n stuk van jou identiteit. Dis soos 'n plantjie. As ek 'n plantjie vat en ek plant hom in die grond, dan begin hy al daardie nutriënte uit die grond uit begin hy opneem en hy groei op grond van dit wat daar in die grond is. As dit swak grond is, gaan hy nie baie mooi groei nie. Goeie grond is die resultate heeltemal anderste. As ek heeltyd vanuit my negatiewe gedagtes, vanuit my verlede, dit wat mense gesê het, dit wat ek gedoen het, as dit die teelaarde word van my identiteit, dan kan ek en jy mos nie ontwikkel soos wat Christus wil hê, ek en jy moet ontwikkel nie, dan skep dit vir ons probleme, dan word die verlede eintlik mos nou maar 'n bal aan ons voet. En die evangelie beteken dis goeie nuus, die goeie nuus. En die goeie nuus wat ek vanoggend vir jou wil bring, is dat daar radikaliteit is aan die evangelie. Dat die evangelie kom en die evangelie kan al daai goed verander vir my en jou. So ek wil vanoggend vir jou sê, wat met jou gebeur het, bepaal nie wie jy is nie. Wat jy gedoen het, bepaal nie wie jy kan word nie. En jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. Hoor dit weer. Wat met jou gebeur het in die verlede, bepaal nie wie jy is nie. Dis nie jou identiteit nie. Wat jy gedoen het, bepaal nie wie jy kan word nie, want die potensiaal is soveel groter as dit wat jy in die verlede gedoen het. En jou verlede in totaliteit bepaal nie jou toekoms nie. As jou Bybel hier het, gaan vir my na Jesaja 43 toe. Want jou verlede beïnvloed jou, maar dit definieer jou nie. En ek dink dit is baie belangrik, dat jy dit sal besef. My verlede wat ek het 'n bepaalde invloed op my, dit sal enige iemand vir jou kan sê, maar dit mag jou nie definieer nie. Negatiewe verlede mag jou nie definieer nie. Nou kyk wat sê Jesaja 43. Nou Jesaja 43 kom sê vir jou, die Here kom hier en die Here sê eintlik vir sy volk, hy sê vir sy volk, onthou een ding, julle behoort aan my, jy is myne. En dis wat ons vanoggend ook by die Here moet hoor, jy is myne. Jy behoort aan die Here. Nou, kom ons lees net daarvan vers 16 af. So sê die Here, hy wat die pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters. Hy wat strydwaans en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie, dit was klaar met hulle. Hulle is soos 'n lampput uitgedoof. Nou die agtergrond van hierdie paar verse is dat hy praat met die volk wat alreeds wat alreeds swaar kry, wat in ballingskap sit, wat nie hoop het nie, wat se verlede eintlik maar baie sleg lyk, hulle het nie veel hoop op die toekoms nie, dan kom die Here. En baie keer is ons so, né? My verlede het so groot invloed op my en ek dra die gevolge van my verlede en Here, ek weet nie hoe ek as gevolg van my optrede in die verlede hoe ek uit hierdie hede se gemors gaan kom nie. Vir 'n mooier môre nie. En dan kom die Here. En die Here sê, maar dit wat ek vir jou in gedagte het, kyk bietjie. En hy sê vir hulle, kyk wat het ek gedoen, julle was vir 430 jaar, was julle slawe in Egipte gewees, en ek het julle daar uitgevat, maar hoe? Want ek het vir julle 'n nuwe toekoms gegee, en dan sê hy vir hulle daar,
Ek het 'n pad gemaak deur die see. Ek kon die onmoontlike doen vir julle, omdat ek omgee, omdat ek 'n mooier môre vir jou sien. Strydwaans. Die Farao se strydwaans wat gekom het vir hulle. Wat hulle wou terugvat Egipte toe. So selfs al lyk dit onmoontlik, want op daardie stadium het dit vir die volk wat so pas uit Egipte gekom het, gesien hier is moeilikheid. Ons kan nie ontslaa raak van ons verlede nie, dat ons so slawe moes werk in Egipte nie. En die Here kom en hy doen 'n wonder, dat hulle deur die see kon gaan. So as jy vandag hier sit, en jou verlede is baie sleg. Jy is eintlik skaam oor jou verlede. En jy dink maar, die Here gaan my nie kan verlos van die verlede. Dan sê ek vir jou, dis 'n leuen van die duiwel. Want die Here doen hier wonders om sy volk te verlos. So hy vertel vir hulle van die geskiedenis, en dan sê hy vir hulle in vers 18, in die huidige omstandighede, hy sê, maar moenie net dink aan die vroeë dinge dink nie. En by die verlede stil staan in vers 18. Moenie net daaraan dink nie. Moenie met die gedagtes van die verlede heeltyd loop nie. Hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen, en dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom, en ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Ek maak weer eens die onmoontlike maak ek moontlik. So vanuit jou verlede, wat jou hede dalk sleg maak, dan kom sê die Here, ek kan herstel. Ek kan die onmoontlike ook vir jou doen. Ek kan in die woestyn, kan ek daai droë wêreld, kan ek laat riviere ontspring. Soos wat ek 'n pad deur die see gemaak het. Dis wie ek is. Hy wil heeltyd vir die volk sê, moenie net dink so slawe nie, dink aan die beloofde land. Dit wat ek vir jou beplan. En dis dieselfde beginsel soos die motor, met sy triespieeltjie. Kan nie heeltyd in die triespieeltjie kyk nie, ek moet deur die vooruit kyk, want ek moet vorentoe beweeg. Die gevaar van die verlede, is nie dat dit gebeur nie. Want dit het gebeur. En ek en jy kan nou niks daaraan doen dat dit gebeur het nie. Maar die gevaar is, dat ek en jy vasval daaraan. Dat jy vandag nog, na 20, 30 of 40 of 50 jaar, 60 jaar, dat jy dit steeds glo, dit wat iemand vir jou gesê het. Of dat jy steeds met die bitter loop oor wat iemand aan jou gedoen het, of dat jy met die skuldgevoel loop oor jou optrede van baie jare gelede. En dan begin jy dit glo, en jy sê ek is 'n mislukking. Ek is 'n persoon wat geskei is, so daar kan nie weer vir my 'n nuwe huwelik kom nie. Of ek is 'n verslaafde. Of ek is 'n slagoffer. En God sê vir ons, onthou jy is nie jou verlede nie. Jy is wat God oor jou sê. Jy is wat God oor jou sê. En hy sê vir jou, jy is my kind. Jy is nie wat mense van jou sê nie. Jy is nie wat mense van jou dink nie. Dit gaan oor wat God oor jou sê en wat God van jou dink. En ek dink dit is belangrik. Want hoekom? Want God spesialiseer daarin om my en jou lewensstorie te herskryf. Hy wil nie hê dat jy so moet leef nie. Hy wil vir jou 'n beter toekoms gee. So hy wil dit kom rekonstrueer. Hy wil dit kom oorbou. As jou lewe soos 'n klomp Lego blokkies is, en jy voel, nou daar by ons huis het ons so 3 kratte Lego blokkies. Nou, dit was al hierdie mooi goed, al hierdie mooi goed wat gebou is. Maar nou is dit daar in 3 kratte. So, partykeer voel dit vir jou, Here, ek het hierdie droom gehad en alles was mooi. Alles was beplan. Maar nou is dit soos klomp Lego blokkies in 'n krat. Dis de mekaar.
Dis klomp planne wat de mekaar is, en waar begin 'n mens? En die Here sê, vertrou my, dat ek sal rekonstrueer, ek sal jou help, ek sal vir jou sê blokkie vir blokkie, stap jy net die pad saam met my. En ons sien dit in die Bybel, ons sien dit by ouens soos Moses. Moenie dink Moses het hierdie wonderlike geskiedenis gehad nie. Moses kom uit moeilike omstandighede. Hy kon nie by sy ma groot word nie. Hy kon nie in sy ouerhuis groot word nie. Hy bly vir 40 jaar. Vir die eerste rukkie kon hy, maar vir 40 jaar word hy by iemand anders te groot. Word hy daar in die Farao se paleis groot. Verander 'n stuk van sy identiteit. En daarna op 'n dag dan slaan hy 'n Egiptenaar dood. En dan word hy geklassifiseer as 'n moordenaar en hy moet vlug vir 40 jaar gaan bly in die woestyn. En dan verskyn die Here aan hom en die Here sê vir hom, vir hierdie moordenaar, en ek kan dink dat dit moes Moses ook gepla het. En dan verskyn die Here aan hom en die Here gee vir hom 'n opdrag, 'n godgrootte opdrag vir die moordenaar. Vir die een wat eers by sy ouerhuis kon groot word nie. Ek en jy sou hom afgeskryf het. Want weet jy wat nog van Moses? Hy kon nie eers ordentlik praat nie. Hy het een of ander spraakprobleem gehad. En in vandag se wêreld skryf mense so 'n persoon af. Maar God kom en God sê vir hom, ek het vir jou 'n godgrootte opdrag. Ek hou nie jou verlede teen jou nie. Dis wat in die toekoms gebeur. Rahab, wat 'n prostituut was, geen aansien in die samelewing nie. Wat God vertrou op die ou einde, en waar word haar naam geskryf? In Jesus se geslagsregister. Petrus, wat Jesus 3 maal ontken. En wat gebeur? Jesus herstel hom. Hou die verlede teen hom nie. En hy word een van die grootste kerkleiers ooit in die vroeë kerk. Paulus, ons ken die verhaal, wat Saulus was, wat vir die gelowiges vervolg het, laat toesluit het, laat doodmaak het. En wat gebeur? Hy word die grootste evangelis. So wanneer God vanoggend na jou kyk, dan sien hy nie net jou verlede raak nie. Want hy vergewe en hy herstel. Hy rekonstrueer. Hy wil jou graag vat met dit wat hy in gedagte van die begin af in gedagte gehad het met jou. En hy kom sê vir my en jou, die kruis is die antwoord op alles. Romeine 8 vers 1, wat vir ons so mooi sê, wanneer Paulus dit skryf, hy sê, daar is nou geen veroordeling, hoor dit, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. So vir my en jou, is daar geen veroordeling meer nie. Want ek en jy is in Christus. Maar wat doen die vyand? Die vyand gaan jou mos nou gereeld herinner aan jou verlede, want as hy jou gereeld herinner aan jou verlede, dan bring hy dit terug in jou denke. En as dit terugkom in my denke, dan begin dit my optrede beïnvloed. En dit is hoe hy werk, om heeltyd daai saadjies, om het hier voor jou deur, jou lewensdeur te plaas. Maar God herinner jou aan die kruis, aan dit wat Jesus gedoen het, en om te sê, maar dit het hy vergewe. Dit wat Psalm 103 sê, so ver verwyder soos die ooste van die weste af is. Hy sê, ek het dit verwyder. Ek hou dit nie teen jou nie. Ons stap 'n nuwe pad vorentoe. En as hy vir ons die Heilige Gees gee, dan gee hy vir ons die Gees om die sonde en die verkeerde wat ons dan nog doen, vir ons uit te wys, sodat ons lewens verander. Satan gebruik dit eerder as veroordeling. Die Heilige Gees sal byvoorbeeld sê, maar jy het verkeerd gedoen. Terwyl die duiwel sal sê, maar jy is verkeerd. Jy is nie goed genoeg nie. Die Heilige Gees bring ons altyd terug na die kruis toe, na die vergifnis toe. Die duiwel, hy wys jou altyd net op die verlede, en hy herinner jou dat jy is nie goed genoeg vir die Here nie. Jy het so verkeerd opgetree, dat daar nie vir jou vergifnis kan wees nie. Terwyl die Here eintlik vir ons sê, daar in Romeine 8 vers 28,
My kind, ek sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat my liefhet. Die Here sê vir jou verlede, jy sit dalk op hierdie stadium en jou lewe is in 'n toestand. En jou verlede lyk baie sleg. Maar die Here sê, omdat ek jou liefhet, omdat ek vir jou omgee, kan ek dit herstel. Ek sal dit ten goeie laat meewerk vir die wat my liefhet. Romeine 8:28. Hy gebruik ook die pyn, nie om jou te vernietig nie, om voor te bou. Daar het ons die verhaal van Josef, as jy gaan kyk na Josef se lewe. Hy was dalk hierdie arrogante jong seun gewees, en sy broers het nie van hom gehou nie. En sy pa het ook al hom skeef aangekyk as hy al oor al hierdie drome praat. Maar, en dan wil sy broers hom doodmaak. Maar hulle gooi hom eventueel in 'n put en hy word verkoop. En hy's in Egipte. En alles begin skeefloop vir Josef. En dan het hy nog te doen met sy eienaar se vrou. En dan word hy vals beskuldig. En hy word in die tronk gegooi. En as jy gaan kyk, dan word hy as dit ware vergeet daar. Hy word 'n vergete daar in die tronk. Tot op 'n dag waar die goed begin omdraai. En ek dink as Josef aan sy lewe moes dink, dan sou hy gesê het, ek sien nie die Here raak in my lewe nie. Want soveel goed loop verkeerd. Dit lyk asof my lewe heeltemal ontspoor het. Maar dan kom ons by 'n gedeelte soos Genesis 50 vers 20. In Genesis 50 vers 20 dan kom skryf hy daar, staan daar geskryf, wanneer hy met sy broers, eventueel sy broers ontmoet, dan sê hy vir hulle, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Jy sit dalk en jy het al hierdie verlede en die goed wat die heeltyd net so terugkom en die Engels het eintlik 'n mooi woord, ek kan nou nie vinnig aan die Afrikaans, dit kom hond jou, né? Kom pla jou gereeld. En dan besef jy eintlik hoe stikkend alles is. Maar het jy al gedink, as jy gebreekte glas het, of 'n gebreekte teëls het, wat sal ek en jy daarmee doen? Ons gooi dit weg. Maar in die hande van 'n meester kunstenaar, kan hy met daardie gebreekte teëls of gebreekte glas, kan hy die mooiste kunswerk doen. En dis presies wat God doen. Hy gebruik ons verlede, hy vat ons verlede en hy maak hierdie mooi kunswerk. Want hy sê vir jou, ek kom maak nuut. Ek kom maak nuut. Daar in Efesiërs 2 sê hy, ek kom maak nuut. Ek maak van jou weer 'n meesterstuk. En dis hoekom Paulus in 'n gedeelte soos Filippense 3 vers 13 en 14 sê, moet asseblief nie vashou aan die verlede nie. Los daardie verlede, los dit agter en strek my uit na wat voor is. Moenie heeltyd in die triespieeltjie kyk nie, kyk deur die vooruit, want dis wat God vir jou beplan het. Hou op om in die tronk van gister te leef. Los vir 'n slag jou skuldgevoel. Glo jy Psalm 103? Waar die Here sê, ek verwyder dit so ver soos die ooste van die weste. Dis wie ek is, want ek is 'n barmhartige God. Ek's genadig, lankmoedig, vol liefde. Dis wie ek is. So los nou vir 'n slag jou skuldgevoel. Los vir 'n slag jou bitterheid. En gaan aan daarmee. Dit vreet soos 'n kanker aan jou. Moenie meer met jou kop onderste bo in skaamte loop nie. Lig jou kop op, want jy's 'n kind van God. Mislukkings is deel van die lewe, maar ons staan op en ons gaan aan. Ons het al almal gefaal, maar ons staan op en gaan aan deur die krag wat die Here vir ons gee. As jy verwerp is in die lewe, dis nie jou identiteit nie, want jy is nou God se kind. Hy het jou aanvaar. Dis mos die belangrikste wat die hemelse Vader van jou dink. En die pad wat hy vir jou het. Sien, baie van ons leef, al hoor ons hierdie goed keer op keer, maar ons leef nog steeds met in daardie tronk van die verlede, terwyl die deure eintlik waarwyd oop staan.
laat my altyd dink aan daai olifante wat hulle mos met die kettinge vasbind as hulle klein is, so aan die poot, dan bind hulle hom vas met 'n ketting. En dan weet hy kan net tot daar loop, want elke keer as hy op 'n sekere punt kom, dan keer die ketting om verder te loop. Later maak hulle daardie ketting los, maar die olifant beweeg net tot daar, uit gewoonte uit. Die mag van die gewoonte en die denke, dis gevaarlik. Die Here het jou vergewe, jy's vrygemaak. Hy kom sê vir jou in 2 Korintiërs 5 vers 17, onthou, jou identiteit lê in Christus. Dis waar jou identiteit lê. Dis wie ek en jy is. God maak jou nuut, hy het jou kom opknap. Maar eintlik meer as dit, totaal kom nuut maak. Hy het vir jou 'n nuwe hart kom gee. Hy het vir jou 'n nuwe naam gegee. Hy het vir jou 'n nuwe identiteit gegee, 'n nuwe bestemming gegee. Dis wie ek en jy is. Dink gou daaraan. Dis soos 'n aangenome kind. Daai klein babatjie wat gebore is, het 'n biologiese ma en pa. Maar wanneer jy as iemand daai kind aanneem, dan word daardie kind nie groot by biologiese ma en pa nie. Daardie kind word in 'n nuwe huisgesin groot. Daai kind kry 'n ander naam. Daai kind kry 'n ander van. Daardie kind word met ander waardes groot in daardie huisgesin. Hy kry 'n nuwe familie, hy of sy. Die kind se verlede bestaan steeds. Het steeds 'n biologiese ma en pa. Maar goed het verander. En dis wat die Here vir my en jou sê. Hy sê vir jou, ek het jou gevat vanuit jou verlede uit en ek het jou aangeneem. Jy is nou myne. Ons vorm 'n nuwe identiteit vir jou. Ons gee vir jou 'n nuwe toekoms. En dis hoekom jou verlede jou nie meer hoef te definieer nie. Jy is nie dit meer nie. So hoe kom ek hieroor? Ek wil jou vat as jou Bybel hier het, gou na Psalm 51 toe. Psalm 51 is eintlik 'n preek op sy eie, maar kom ons kyk net vinnig daarna. Psalm 51, wanneer Dawid, ons weet almal Dawid is 'n man na God se hart, dit is wat gesê word, maar Dawid het ook 'n verlede waarvan hy nie hou nie. Het ook gefouteer. Maar ten spyte daarvan het God hom herstel en vir hom 'n nuwe, beter toekoms gegee. En dieselfde met my en jou. Nou in Psalm 51, ek dink wat belangrik is om te erken dat ek en jy 'n verlede het. As jy nou sukkel met iets, om dit te erken, om dit te bely, te sê, Here, ek het verkeerd gedoen, so vergewe my. En dan sê hy, ek verwyder dit so ver soos die ooste van die weste af. Om vanuit daai vergifnis te leef, dan moet jy God se genade aanvaar. En glo dit wat hy oor jou sê. Nou kom ek wys dit gou vir jou. Gaan lees gerus weer Psalm 51 by die huis. Hy begin by vers 3 en hy kom net en hy sê oor sy verlede, né? Want Nathan het na hom toe gekom en vir hom gesê, luister, jy het nie jou verlede vir die Here gegee nie, dit wat jy verkeerd gedoen het nie. Gee dit vir die Here dat jy kan aanbeweeg. En dan kom hy en hy sê vers 3, wees my genadig o God in u troue liefde. Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld en reinig my van my sondes. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Vers 8, maar u verwag, wat verwag die Here? U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Daai goed om dit te erken en dan met die Here daaroor te praat. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil dat ek moet lewe. Daai nuwe toekoms wat die Here vir jou wil gee. Here, kom praat met my. Laat dit nie net oor my verlede gaan nie, maar laat dit oor hierdie toekoms gaan. Hoe u wil dat ek moet lewe.
Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Hanteer my verlede asseblief, Here. Hoekom? Vers 10, laat my weer die blydskap en vreugde belewe. Moet tog nie ag slaan op my sondes nie. En mooi, jy sal nou onthou wat sê Psalm 103. Hy handel nie met jou volgens daai goed mee nie. Want hy vergewe dit. Vers 12, skep vir my 'n reine hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet tog nie U van my af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Sien waaroor gaan Psalm 51. Dit gaan oor die hantering van die verlede, maar dit gaan 'n groot deel daarvan is die vreugde van 'n nuwe toekoms. Om deur daardie vooruit te kyk en vorentoe te gaan. So jy kan vanoggend hier sit. Ons almal is spyt oor goed wat ons in die verlede gedoen het. Wonde wat pynlik is in die mislukkings en drome wat in skerwe lê. Jy's kwaad vir jou oor keuses. Maar hoor net vandag weer. Moenie aan die verlede vasklou nie. Jou lewe lê eintlik nog voor. Dis die pad vorentoe. Jy is nie die som totaal van jou mislukkings nie. Jy is nie die gevangenes van jou geskiedenis nie. Jy is nie wat mense oor jou gesê het nie. Jy is nie wat jy gister gedoen het nie. Want in Christus is daar vergifnis en daar's herstel. As God Jesus na 3 dae uit die dood kon opwek, 'n dooie Jesus na 3 dae kon opwek, daardie wonder kon doen, as hy die volk deur die see kon laat trek, om ontslae te raak van daai verlede. As hy al daardie wonders kan doen, dan weet ons, God is 'n God van nuwe moontlikhede. Wat kan hy nie dan in my en jou lewe doen nie? Want aan die einde van die dag, jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. God bepaal dit. God bepaal dit. Hoor dit. Jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. God bepaal dit. Dink net vanoggend dat die Here jou wil gebruik. Hy het moeite gedoen om jou hier op aarde te plaas. Hy het moeite gedoen. Dit was binne sy beplanning gewees, anders was hy nie hier nie. En toe hy oor jou gedink het en gedroom het voordat jy geskep is, het hy mos nou 'n plan gehad. En somtyds loop daai planne skeef, as gevolg van ons eie ek, ons eie denke ensovoorts. Maar vanoggend hoor net weer dat die Here dit wil regtrek, en dan sê hy vir jou, kom ons stap na daai mooier môre toe. Leef soos 'n vrygespreekte. Leef soos 'n nuwe kind. En sien wat ek vir jou kan doen. Ek gaan vir jou geleentheid gee om vir 'n paar oomblikke met die Here te praat. Here, ons aanbid U, ons eer U, want U is verlosser, Heer, almagtige God. U is barmhartig, genadig, liefdevol. En dankie dat U omgee vir ons. Dankie dat U nie die verlede teen ons hou nie. Vader, vanoggend is hier mense wat sukkel met hulle verlede. Vanoggend is die mense wat stikkend is. Vanoggend is die mense wat 'n klomp vrae het. Maar Here, U is die God van wonderwerke. U is die God wat
'n mooier môre wil hê. U beloof vir ons dit. U beloof dat u alle dinge ten goeie sal laat meewerk. En daarom bid ek dit, Vader, dat u elke ene sal aanraak. Hulle die vrede en versekering sal gee dat daar 'n mooier môre is. Vader, elkene wat alreeds toegelaat het dat die verlede nie meer 'n impak op hulle het nie. Ek prys u daarvoor dat u dit moontlik gemaak het. Dankie, Here, dat u oorbegin. Dankie dat u nuut begin. Dankie dat ons u kinders kan wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen.